Here, die wind waai, dankie daarvoor, want ons weet dit bring reën, maar ek bid vanoggend vir een en elkeen hier so teenwoordig vanoggend, Here, dat U ons gees van rustigheid hier binnekant sal gee, dat U woord aan ons sal oopbreek. Here, gee dat ons die sang sal geniet, rus vir Jack toe met die gees, en Here, ek wil die vrymoedigheid neem, omdat die woord het sê, en ek kom bind elke bose mag, in die naam van Jesus. Paulus skryf in 2 Korintiërs, dat ek elke gedagte mag gevangene neem in Jesus naam, elke skans wat gebou is, mag afbreek in sy naam. En daarom sê ons, en bely ons, en glo ons, dat geen bose mag, of bose gees, of bose owerheid, soos Efesiërs 6 sê, geen reg vanoggend hierso het nie, en op niemand se gedagtes nie, in Jesus naam, amen. Net soos jy daar sit, kom ons raak rustig, want berge mag wyk, en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk, en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontferming. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees vanoggend vir julle so 'n paar versies uit die wet, of die wet voor, ook in die Nuwe Testament, in Johannes 4, vanaf vers 7 tot 12. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Dis die agape liefde waarvan hy hier praat. Nee, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Ek gaan vanoggend die apostoliese geloofsbelijdenis weer vir ons lees. Ek wil hê jy moet graag staan. En dan, as jy hom ken, onthou, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Die belydenisskrifte, die dag toe ek gelegitimeer is, was daar 2 hoofsake wat ek moes aanvaar. Ons het in die eerste plek gesê, ek aanvaar en glo dat God se woord die onfeilbare woord is, die absolute waarheid. Dit het ek in die eerste plek. In die tweede plek, nie gelyk aan die Bybel, ondergeskik aan die Bybel, die belydenisskrifte. En ons het 6 belydenisskrifte wat ek by die belydensklas ook indrul, dat hulle dit ook ken. Maar ek dink baie mense vandag, veral in ons tyd, verstaan nie die doel van belydenisskrifte nie. En veral as jy die Dordtse leerreëls mooi gaan kyk, belydenisskrifte
Die behoefte het reeds in die begin van die kerk ontstaan om die dwaalleer wat daar in die kerke in te kom, om die woord meer vir mense duideliker te maak en om sodoende die dwaalleer te weerlê. Dit was die doel van die kerkse belydenisskrifte gewees. En ons sien dit veral weer in ons dag en ek dink Dr. Chris Zaiman het op die groep gesê, ons beleef net absoluut weer hoe nodig dit vandag is. En dis hoekom hierdie dinge het vervaag in die kerk. En dis hoekom hierdie dinge in die kerk ingekom het. Ons het nodig om weer op te staan. En vanoggend se skrifgedeelte, jy kan so langs gaan soek, is 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4 vers 5. Ek het al die gedeelte gepreek, maar vanoggend gaan ons heeltemal 'n ander hoek van dit nader. En die tema is, wat glo jy? Die een wat in hom is, wat die woord bring, is heilig. Die een wat in die banke sit, wat hom ken, is heilig, nie omdat hy, maar omdat hy wat in hom woon, heilig is. Hy vorm ons, hy formeer ons al meer dan sy woord. Hoe meer en meer ek vir Jesus my lewe gee, hoe meer en meer ek aan myself sterf, hoe meer en meer kry ek van hom. En hoe meer besef ek, dis waaroor alles gaan. Het gaan oor hom. Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, dankie vir u woord, vir die kosbare woord. Here, vir die intimiteit wat ek hier onder hierdie paar mensies ervaar, die behoefte wat hulle het om die woord te kom hoor. Here, u kan alleen dit in ander mense se harte opwerk deur die Gees, Here, om mense 'n honger na u te gee. U het nie lewe nie, u is die lewe. U het nie liefde nie, u is liefde. U is nie lankmoedig nie, u is dit. U het nie barmhartigheid nie, u is barmhartigheid. U het nie genade nie, u is genade. U is alles, Here. En daarom kom eer en verheerlik ons vir u, Here, en gee, Here, dat elkeen wat vanoggend hier sal sit, Here, wat ek glo u het 'n afspraak dat hulle u woord sal hoor, dat u woord hulle sal verbly, binnekant blydskap sal gee, en dat ons hierdie woord wat ons hoor na buite toe sal uitleef. Dankie dat ons nog vrylik u woord mag bring, Here. Dat ons nie vervolg word vir ons geloof nie, maar Here, as ons dalk daardie tye gaan meemaak, gee ons die krag en die genade daartoe. In Jesus naam, amen. Nou dit klink vreeslik ver, 2 Timoteus 3 vers 1 tot hoofstuk 4 vers 1. Dis net so paar versies. Ek kan net seker maak, hierdie stuk lyk vir my nou so kort. Dis reg. Kom ek lees vanaf vers 1. Dit moet jy weet, Paulus die brief aan Timoteus geskryf, een van sy geliefde kinders in die Here. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Ek dink die ou vertaling sê onheilig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Janus en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Die Griek sê eintlik hulle verstand het nie vrug gedra nie.
Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Janus en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel en geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat 'n vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit alles gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense in bedrieër sal voortgaan om kwaad tot erger, van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeester was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Ek wil net te graag 'n opmerking maak hieroor. Toe Paulus hierdie brief geskryf het, was die skrif waarvan hy gepraat het, was die Ou Testament gewees. Dis die skrif waarvan Paulus gepraat het. En dan sê hy hierso, dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Wat daarby bedoel, ek groei na die Here toe. Nou, meer tyd ek sal met die Here in woord en gebed groei ek na hom toe, dan breek hy dit vir my oop, sodat die man wat in diens van God staan, of kan ek sê kinders in die geloof, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus, Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Tydig, wanneer dit vir ander mense tydig is, om hulle te kom besoek. Wanneer dit vir jou ontydig is, om hulle te gaan besoek. Dis wat Paulus eintlik hier bedoel. Met ander woorde, jy moet dit nie doen wanneer dit vir jou tydig is. Jy moet dit tydig en ontydig doen. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Fabel sê die ou vertaling. Maar bly jy in alle omstandighede nigter, goed of sleg. Verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Elke kind van God het die opdrag om die evangelie uit te dra. Voer al die pligte van jou bediening uit. Tot sover. Julle my vrou, hoekom stop ek daar? Ek het die ou vertaling as riglyn gebruik, wat hom tot daar stop. Mens kan gerus, ek kan dalk hier die laaste stukkie vir julle bylees, verse 6 tot 8. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Hier sê, hier weet Paulus dat die einde van sy lewe en sy bediening het naby gekom. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Volgens tema is dan, wat glo jy? Vers 5. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense afskryf. Dis die ou vertaling. Die nuwe vertaling lees,
hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. King James Version sê, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Die Griek sê, hulle het 'n uiterlike skyn, en hierdie uiterlike skyn word van binne na buite toe uitgeleef. Hulle wat nie die krag van die God van die geloof het nie. Vers 12 sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Die nuwe vertaling sê, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, of mens kan sê wat heilig aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Die King James sê, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Die Here sê, jy sal vervolg word. Die Griek sê, hy wat loyaal teenoor hom, hy wat die ware godsdiens besit. Ons vind dieselfde gedagtegang of dieselfde woord wat in Grieks gebruik word in 1 Timoteus 2 vers 2. Vir konings en almal wat hoog geplaas is. Dis nou Paulus wat sê wat hulle moet doen, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Die nuwe vertaling lees, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbied. Die King James sê dit vir my mooi, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Die Grieks praat van 'n lewe wat van binne verander is, 'n lewe wat dit vrug dra, wat dit voortbring. In daardie vrug kom uit. Dit wat binne is, kom binne. Het sy dit 'n ware of 'n valse lewe is, dit wat binne is, sal na buite toe uitkom. Dit kan nie ingehou word nie, dit moet uitkom. Hoe lyk hierdie twee uiteenlopende lewens wat Paulus hier vir Timoteus illustreer? Die vraag wat ook gevra kan word is, van wie praat Paulus hierso? Want baie kerkmense kan sê, hy praat van mense buite die kerk, en hy praat van mense in die kerk. 'n Mens kan ook sê, hy praat van Christene en nie Christene nie, gelowiges of nie gelowiges nie. Wat tot 'n mate waar is, maar dis meer as net dit. Dit is hulle wat die lewe uiterlik, die skyn van die godsdiens hier buite het. Hulle wat voorgee dat hulle dit het, maar nie het nie, omdat die innerlike ontbreek. Hulle wat die gedaante het van 'n godsdienstige lewe, maar die krag van die godsdiens nie het nie. En wat is hier die krag waarvan hy praat? Dis die krag van die Heilige Gees. Hulle wat die getuienis van binne nie het nie. Hulle wat in Christus Jesus nie het nie, sê die ou vertaling dit so mooi. Hulle wat nie die getuienis van 'n veranderde lewe het nie. God se Gees kan ook nie saam met hulle getuig nie, want sy krag ontbreek in hulle. Sulke mense is besig om hulle self te bluf. En vir my is die groot hartseer daarvan, is dat baie van daardie mense weet dit nie. Hulle kan dit ook nie weet nie, want hy, die Heilige Gees, het dit ook nie aan hulle geopenbaar nie, en het julle ook nie al in julle lewe met sulke mense te doen gehad nie. Of met mense wat in die kerk groot geword het, maar wat die krag van die Gees van God nie in hulle het nie. Hulle is nie daartoe in staat nie, want hy leef nie in hulle nie. Daarom kan hy ook nie saam met hulle getuig nie. Paulus skryf in vers 1,
weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Daar is mense in teoloë wat predikante of pastore wat glo dat die wederkoms van Christus nog ver is. Dat die dinge wat in die wêreld aan die gebeur is, net so was dalk soos in die tyd van Paulus nie, soos Paulus. Ek glo dat die koms van die Here Jesus op hande is. En dat dit 'n tyd in ons lewe gekom het, veral in die kerk. Kerk praat ek nie van die gebou nie, ek praat van ons, wat die getuienis het, ons wat hier sit. Dat ons sal moet besef dat Christus se wederkoms is naby. En dat hy nie dan sal kom as verlosser van die wêreld nie, maar dat hy dan sal kom met sy wederkoms as regter van die wêreld, dat hy sal kom om te oordeel. Mense wat nie 'n verwagting het dat Christus weer moet kom nie. En ons het nou hierdie laaste stukkie toe Paulus gelees, dit wat ek nou bygelees het. Ek wil jou vanoggend vra, het jy 'n wederkomsverwagting? Leef daardie verwagting vanoggend in jou hart, dat die Here Jesus moet kom, dat die Here Jesus se wederkoms baie naby is. Maak dit vir jou opgewonde hier binne om te dink dat hy weer sal kom as regter, om hom wat vir hulle wat hom ken, om saam met hom te neem. Hulle sal liefhebbers wees van hulle self. Ek moet in myself glo. Ek moet myself lief hê, want daar is 'n sekere waarde daarvan, dat dit 'n gesonde selfbeeld na vore toe bring. Maar dis nie hier waarvan Paulus hier praat nie. Dit gaan hier om die eie ek, myself, my eie begeerte. Met ander woorde, ek wat 'n groter beeld van myself het, as wat die Here sê ek van myself moet hê. Die belange van ander mense nie op die hart dra nie. Ander mense is nie vir my belangrik nie, want dit gaan net oor myself en my eie selfsugtige begeertes. En saam met dit geldgierigheid. Ons moet geld hê om van te leef. Maar dit waar Paulus hiervan praat is, dit is wanneer geld vir my belangriker word as God. Die Here Jesus het die beeld gebruik van jy kan nie vir God en vir mammon dien nie, want jy gaan of die een hoër ag as die ander een. Want geld gee wat geld vir my kan doen. Geld kan vir my mag en status gee. Beleef ons dit nie in vandag se wêreld nie. En ek sien dit selfs in ons mense se lewens, dat as 'n man baie geld het, Paulus het daar geskryf, dat as 'n man baie geld het, dan word hierdie persoon nou spesiaal behandel in die kerk. En Paulus het geskryf en gesê, dis verkeerd. Ons moenie so wees nie. Ons is almal een en dieselfde in Christus Jesus, man en vrou. Groot praters, dink meer van myself as wat ek moet. Ek dit of ek dat. Ek is beter as 'n ander mens. Weet jy, as ek op 'n punt in my lewe gekom het en ek verstaan dan my gesondheid wat ek het, my krag wat ek het, die feit dat ek asemhaal, die feit dat ek die voorreg gehad het om vir 'n graad te kon gestudeer het, of vir wat ook al, of 'n goeie werk het en al daai goed, is nie omdat ek so wonderlik en goed is nie. Maar is omdat hy jou die gesondheid en die krag en die verstand gegee om daai dinge te kon bereik. Hy kon jou net sowel iemand anders hier in Midde-Afrika gemaak het. Iemand iets minders. Grootpraterig. Ek dink dit staan in Spreuke wat sê, jy kan nie jouself nie, die een met die ander een. Ek kan eerder sê, sjoe, Jack het hier en hierdie gedoen. Nie om hom te verheerlik nie, maar Jack kan homself nie. Grootpraters, moenie meer dink van jouself
as wat jy het nie, het Christus gesê. Trotsards, kyk wat ek in die lewe bereik het. Ek met hoogmoed, en ek kyk met ander daarna. Kyk wat het ek in die lewe bereik. Mense, dis nie verkeerd om byvoorbeeld as my kleinkind of my kind of ek of my vrou wat ook al presteer het nie, nee. Om te prys. Of te sê mooi wat jy gedoen het nie. Maar onthou om God in dit te erken. Want God het daardie een die talent gegee. En God kan in 'n oogwink 'n een se talent van hom wegvat. God kan in 'n oogwink jou 2 bene van jou af wegvat. Lasteraars, hulle wat God lasterlike dinge spreek en dit leef. Ek het dit al baie gesê, dit wat in Hollywood gebeur, en ek wil dit vanoggend nou nie weer sê wat hulle gesê het nie, maar ek wil vir jou vanoggend vra. Staan jy op, dan sit jy die TV af, as hulle God lasterlike dinge doen, of verander jy die stasie, of staan jy op in 'n plek en loop uit, anders is jy net so deel daarvan, ongehoorsaam aan hulle ouers, en ek dink ons beleef het veral met die kinders wat in gebroke huise voor, kinders wat in opstand kom, kinders wat ongehoorsaam aan ouers is, verwerp gesag, hulle verwerp enige vorm van gesag. Die Ou Testament sê, en ek dink dit staan in Levitikus, wat die Here sê, ongehoorsaamheid is dieselfde as heksery. Ongehoorsaamheid is dieselfde as heksery vir die Here. Dis is wat ongehoorsaamheid is. Ondankbaar, kla oor alles en almal, toon geen dankbaarheid nie teenoor hom of teenoor ander nie. Aanvaar alles as vanselfsprekend, is reg tot alles, of baie mense het ek al gehoor sê, of my ervaring is, dis my reg om dit te hê. Om selfgesentreerd te wees, om net op myself gerig te wees, ongodsdienstig, terwyl die ou vertaling sê, onheilig, hulle het nie 'n begeerte na hom nie, hulle het net in die kerk groot geword, die plesier van die wêreld, die dinge van die wêreld, is vir hulle belangriker. Die wêreld bied vir hulle groter dinge as God self, so besig met hulle self, sonder natuurlike liefde, want dit draai net om hulle self, en dit is die probleem by baie mense vandag. Mense is so op hulle self gerig, so selfgesentreerd, onversoenlik, kan nie vergewe nie, of vryspreek nie. Geniet die son, die een oor die ander een nie. Spreek kwaad onder mekaar. Jy's altyd reg, nooit verkeerd. Kan nie wag om 'n ander een te beswadder nie. En terwyl jy luister, dit ook goedkeur. Bandeloos. Sal nooit die belange van 'n ander een op die hart dra nie. Behalwe sy eie belange, sy eie liefde, sy selfgesentreerdheid. Wreed, onmenslik, gee nie om vir ander mense nie, maar weet julle wat? Wreed het ook 'n ander vorm. Behalwe die wrede moorde wat daar onder plaasboere plaasvind, is daar 'n ander wreedheid wat liggaamlik, emosioneel ook plaasvind. Ons snou met mekaar dinge toe. Ons breek 'n ander een af. Die wreedheid wat in ons leef. Dis ook die wreedheid waarvan Paulus hierso praat. Jy kan nie die goeie lief hê nie, omdat ek 'n liefhebber is van myself, verraaiers, sal nooit binne die liggaam van Christus kan funksioneer nie. Want in hulle self is hulle verwronge, roekeloos, sê die ou vertaling, en dit beteken nie hier om waghalsig te wees nie, maar dit beteken om minagting teenoor ander mense se lewens te wees. Ek kan eintlik in meer kras sê, ek gee nie 'n flenter om oor 'n ander nie, verwaand,
is liefhebbers van hulle self. Kan ook nie God lief hê nie, omdat hulle verwaand en verdorwe in hulle self is. Vers 7, wat altyd leer, maar hulle kan nie tot die kennis van die waarheid kom nie. Dis nie aan hulle gegee van bo nie. Hulle is blind van binne. Daarom sal hulle die waarheid altyd ontbreek. Vers 8. Onbetroubaar in die geloof. Want as vervolging kom, gaan hy nie kan staande bly nie. So een se lewe getuig daarvan. Die Here Jesus het gesê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Hulle kan ook nie vir die waarheid opstaan of vir die waarheid leef nie. Teenoor hy of sy wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, nie uit hom of haarself nie, maar omdat God se Gees in my woonagtig is en hy my in staat stel om godvrugtig te lewe. 'n Lewe die absolute teenoorgestelde van hom wat hom nie ken nie, omdat hy die lewe nie binne hom het nie. Maar bly jy in wat jy geleer het, want sodoende groei ek nader na hom, neem ek toe in wysheid en kennis van hom. En dit sal my lei in die absolute waarheid, en die waarheid sal my vrymaak. Die waarheid wat nie alle mense het nie, behalwe hulle wat hom in hulle het. Daarom sal jy volkome wees in alles en toegerus word deur sy Gees, in staat gestel word om volkome te wees. Daarom sal ek die begeerte hê om God se woord tydig en ontydig te bring. Daarom sal ek die begeerte hê om sy woord te lees, tyd saam met hom te spandeer. Daarom sal deur dit sal die valsheid weerlê word, en sal ek 'n liefhebber wees van die waarheid. Sal ek kan onderskei tussen hom wat nie die waarheid verkondig en hom wat die waarheid verkondig. Sal my gehoor nie gestreer word met die valsheid nie, omdat God se waarheid in my is. Sal ek my nie wend tot verdiksels of fabels nie. Want in myself kan ek nie verlei word nie, nie omdat ek goed is nie, maar omdat God se Gees in my is. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, u woord is so ongelooflik diep. So kosbaar. Here, ek bid vanoggend vir elkeen in hierdie gebou, Here, dat hulle nog nader na u toe mag groei. Dat u vreugde, u geduld, u liefde in hulle harte sal sit. Vir u liefde is reeds daar, omdat hulle u kinders is. Maar Here, dat u deur u Gees die begeerte in hulle harte, in ons harte sal werk, om nog nader na u te beweeg, om nog meer van u te leer, om nog meer van u te wil hê, om meer en meer oorgegee te word aan u, om daarin berusting te mag vind, en te weet dat dit wat hier nou die tydelike is, maar dat dit gaan om die ewige, die onverganklike, soos Petrus skryf. Gee dat dit in elke kind van u se lewe en sy harte aangewakker sal word, aangeblaas deur die vuur van die Gees, om nog nader na u toe te kan groei, Here, om daardie absolute begeerte te hê, om alles vir u te gee, soos die ou Halleluja lied sê,
my alles op die altaar. Here, gee dat u kinders so na buite toe sal uitleef, sodat hulle, soos Petrus geskryf, Paulus hier geskryf het, dat hulle wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Wat 'n teken is dit nie vir ons, as u kinders, dat ons binne u wil, u volmaakte wil leef nie. In Jesus naam. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by elkeen van julle wees en bly. Amen.